dit is 'n absolute wonderlike voorreg om vir jou te sê welkom by Ritme Digitaal. Absoluut, Johan Smit. En waar jy ook al luister, waar jy ook al kyk, op watter sosiale media platform ook al, mag jy regtig die Here se woord beleef, want dit is wat in Johan en in my hart klop. Geniet die uitsending baie. Goeiedag, ritmeerders. Dit is so lekker om saam met julle vandag te kan wees en vandag 'n stukkie uit die woord van God met jou te kan deel, of 'n begrip uit die woord van die Here met jou te kan deel. Wat ek baie hoor, en dit is vir my kommerwekkend so vroeg in die jaar, is dat mense reeds so oorweldig is. Ek praat nou die dag met 'n enkel ma, sy het 4 kinders, en toe dink ek het nie benul wat in die lewe aangaan nie, want sy moet by 2 skole wees, en sy moet by soveel plekke wees, en sy hardloop. Toe dog ek, okay, dit gaan sleg met haar, want dit is 'n enkel ma, en toe hoor ek hoe dit by party ander huise gaan, waar die pa en die ma en almal is net oorweldig. Die werksdruk is baie, en die dinge wat hulle op hulle tafel het, en ek wil vandag die metafoor oor die tafel van ons lewens gebruik om met jou te praat. So wanneer ek met jou daaroor praat, is dit, ons tafels raak so vol, en ons leef net, ons hou net aan en ons laai net op en op tot goed van self afval, en dan beleef ons skade, dan beleef ons die onnodige goed wat sleg is. So, deel met my die storie van 'n tafel. Stel jou voor, jy nooi iemand vir vriende vir 'n ete. Die tafel is gedek, daar is plek, daar is kos, maar wanneer jy gaan sit, is die tafel reeds vol. Nie met borde nie, maar met goed. Goed wat nie lekker op die tafel pas nie, en daar's nie plek vir jou om die fees van hierdie ete te geniet nie. Op die een hoek van die tafel het daar teleurstellings. Op die ander deel van die tafel sit daar swaar potte in die middel vol bekommernis. En dan lê daar 'n doek oor die tafel, wat alles toemaak, skande. Vrees, vergelyking, besig wees. Alles het 'n stoel ingetrek rondom jou tafel, en skielik besef jy, daar's nie plek vir een mens om by my tafel by te kom nie, en daar's nie plek vir my eie presence by die tafel nie, want al hierdie goed hou my net besig. So hier's dit. Wat ek en jy na die tafel toe bring, bepaal hoe ek aan die tafel gaan sit. En dis belangrik. Party van ons wonder, hoekom ons voel dat God ons nie hoor nie, of hoekom ons nie koneksie met God beleef nie. Dis mos hoekom ek aan 'n tafel sit. Ek wil koneksie, ek wil by my huis koneksie, ek wil by my kerk koneksie, ek wil by mense koneksie, maar ek voel 'n afwesigheid in die lewe, want my tafel is net te swaar, dit vat my fokus. So miskien is die vraag nie vandag, wie sit aan my tafel nie. Miskien is die vraag wat ek en jy moet beantwoord, wat bring ek saam na my tafel toe? En vandag nooi God ons nie om van ons tafel af weg te loop nie, maar om ons tafel skoon te maak, om te kyk, wat is aan my tafel? Wat aan my tafel sit kan almal wees, kan enige mens wees, maar dit wat my beïnvloed, moet ek noodwendig skoon maak. Ons wil baie keer mense van die tafel af wegstuur, terwyl dit wat ek op die tafel het, eintlik die uitdagende probleem in my lewe is. Ons teenwoordigheid, ons koneksie, ons gesindheid aan 'n tafel word bepaal deur dit wat ek en jy saambring, en nie net weer wie by ons sit nie. En die impak wat ons het aan ons tafel, verloor ons, omdat ons nie eienaarskap vat van ons lewenstafels nie. So dis waaroor ek vandag met jou wil praat, om intentioneel eienaarskap van jou tafel te vat. So ek gaan so 'n bietjie deur 'n paar skriffies gaan en skrifgedeeltes gaan, en daarmee wil ek jou help om te kyk wat is op jou tafel, en wat bepaal die gemoedstemming van die fees wat veronderstel is om op jou tafel plaas te vind. Prediker 13 vers 12 praat van verwagtinge wat nie realiseer nie, lei tot mismoedigheid. Weet wat? Daar's 'n swaarigheid aan teleurstellings.
Dit steel jou vreugde en teleurstellings verdof jou teenwoordigheid. En hier's die ding, daar gaan altyd verwagtings en teleurstellings in jou verhoudings wees. Selfs in die naaste verhouding van jy en jou lewensmaat, of jy en jou kinders, of jy en jou familie, kom ons brys onsself daarvoor, daar gaan teleurstellings wees. En Prediker skryf Salomo, verwagtings wat nie realiseer nie, lei tot mismoedigheid. So moenie toelaat dat onvervulde verwagtings die huidige oomblik, luister mooi, die huidige oomblik by jou steel nie. Moenie toelaat dat onvervulde verwagtings jou hele fokus en jou menswees en jou in 'n stil stype invat en 'n groot deel van die vreugde van die lewe laat misloop nie. Praat oor verwagtings. Werk met verwagtings, maar verwag ook teleurstellings. Dit is deel van die lewe waarin ek en jy leef. Alles kan nie gebeur soos wat ons die prentjie in ons koppe wil hê nie. As daar 'n tweede ding wat ons baie swaar op ons tafel sit, daai swaar boompot is bekommernis. Ons kan baie keer 'n hele deel van ons lewe misloop en 'n deel van die vreugde van ons lewens misloop oor ons so besig is met swaar bekommernisse wat net ons gedagtes oorweldig en letterlik die tafel swaar maak. Jesus kom in Matteus 6 vers 34 en hy sê, moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernis bring. Vandag se moeilikheid is vir een dag heeltemal genoeg. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê, jy as mens, wat baie keer in onsself fokus en net op dit wat ons sien en dit wat ons voel fokus, gaan bekommernisse beleef en daar's genoeg van hulle vir een dag. En ons bring 'n swaarigheid oor ons lewe en 'n swaarigheid oor die mense wat saam met ons aan ons lewenstafel moet sit, omdat party van ons die heeltyd net bekommernis is. Ons is mighty warriors, ons is groot bekommernisgangers. Ons hardloop agter bekommernisse aan. Bekommernis se gewig vat dankbaarheid weg. En die teendeel van bekommernis is om te oefen, om in jou lewenstafel elke dag met dankbaarheid te leef en vir God dankie te sê vir dit wat ons vandag het, my daglikse brood vandag. Die Here is by ons. En ek en jy moet die skaal van dankbaarheid op ons lewenstafels weer in plek bring. Ons moet nie net fokus op dit wat ons nie het nie, maar juis op dit wat ons het en regtig dankbaar wees. Ek haal altyd daai liedjie aan van Koos Du Plessis. Hy sê ek moet dankbaar wees vir elke skewe snytjie brood wat liefde is. Ons moet leer om dankbaar te leef sodat dit die skaal van bekommernis in 'n beter posisie in ons lewens kan plaas. Ons sukkel met skande, shame. Ek dink dit is een van die grootste uitdagings aan ons lewenstafels. Die ou met die grootste bravade en die mens wat in die kleinste bondeltjie ingekrimp sit, stoei almal met shame op een of ander manier. En dis belangrik dat ons hierdie deel sal verstaan wat Romeine 8 vers 1 so baie herhaal in ons lewens. Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel heeltemal weggeneem. En daai oordeel gaan verder as net die skande van sonde. Daar is nie veroordeling oor jy nie alles kan wees wat almal wil hê jy moet wees nie. Daar is nie veroordeling oor die familie waaruit jy kom, of die suksesse wat jy nie het, of die besigheid wat jy nie het nie. En weet jy wat maak ons gaan sit aan ons lewenstafel met ons familie, met ons vriende, met ons kinders, met ons geliefdes, en ons sit met daai shame. En weet jy wat doen shame aan jou? Hy lê jou of lam, of hy vat jou in 'n arrogansie in, waar jy iemand voorgee wat jy nie is nie. Shame steel jou lewe. Dis belangrik dat ek en jy nie toelaat dat skande ons deel bly nie, en skande fluister die heeltyd vir jou in jou oor, jy hoort nie hier nie. Jy's nie goed genoeg nie.
Weet jy wat verklaar genade oor jou vandag? Jy is welkom. Kom sit aan die tafel, kom geniet die fees. Ek berei vir jou 'n tafel voor jou vyand van shame. Ek berei vir jou 'n tafel voor wat jy kan kom geniet aan die fees, sê die Here. En hy wil hê dat ek en jy weer die fees van die tafel van ons lewens moet ontdek en daarin leef. Die tafel word jou plek van mooi maak. Die tafel word jou plek van heel word. Ek onthou toe my dogters by my in die huis was ons tafel was 'n plek waar ons regtig die vreugde van die lewe oor kon praat. Ons het op 'n stadium altyd begin praat met wat was jou 2 of 3 slegste goed in die dag, en toe stop ons dit. Toe sê ons, hoekom moet ons met die skande en die nederlaag van elke dag gaan sit aan 'n tafel? Hy het genoeg gehad. Jy hoef hom net een keer te beleef. Maar wat van ons kom terug en ons sê, dankie Here vir 'n mooi dag. Dankie vir 'n dag wat miskien taai was, maar U was by my, nie my gedra, en U was al die pad saam met my. Moenie dat skande soos 'n tafeldoek oor jou tafel lê wat alles vir jou belemmer nie. Weet jy wat is ons probleem? As ons nie met skande en bekommernis werk en dit vir die Here gee en toelaat dat hy ons gesond maak nie, dan wil ons beheer vat. En weet jy hoe belemmer beheer die vreugde van die lewe? As ek wil beheer hê oor alles, kan ek nie die vreugde van die klein dingetjies raak sien, waarmee die Here en die lewe my wil verras nie. Prediker skryf Salomo in Prediker 3 vers 5 tot 6, hy sê, vertrou op die Here, hoor hierdie groot woorde, met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Hoor nou, vra na die wil van God in alles wat jy doen, en hy sal die regte pad vir jou wys. Wie wat doen beheer? Dit gee vir ons 'n valse gevoel van veiligheid. Beheer maak dat ons nie ruimte gee vir die mense om ons, om inspraak in ons lewens te gee nie. Beheer sê, ek het jou gehoor, maar ek gaan nie na jou luister nie. Ek gaan dit nie toepas in my lewe nie. Ek gaan dit op my manier doen. En weet jy, ons moet weer oefen om na die Here se wil te vra. Ek is nie 'n godsdienstige mens in die sin van die Here sê ek doen dit glad nie. Maar weet jy wat? God wil in ons harte vir ons rigting gee. Hy sê in Jakobus, as jy nie weet wat om te doen nie, vra na die wil van God en hy sal vir jou wysheid gee sonder om jou te verwyd. So die Here wil in ons lewens in praat en die Here wil ons help om hom toe te laat, om ons te lei en te rig en ons lewens vir ons ligter te maak. Weet wat gebeur as jy die beheer weggee aan die Here op 'n verantwoordelike manier? Jou tafel word ligter. Want ek het nie meer daai druk op my van om alles uit te sorteer nie. Want ek kan nie. Ek het nie daai vermoë nie. So Jakobus 1 vers 5 moet 'n sleutel in ons lewens word wat sê, vra as jy nie kan agterkom wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou daai wysheid gee. Daai wysheid help ons om goeie besluite te neem en rigting in ons lewens te kry en oplossings in ons lewens te vind. 'n Ander manier wat ons na ons tafel moet kyk is met die selfvertroue waarheen ons kom. Jy is welkom aan hierdie tafel van die lewe. Party van ons leef nie die lewe nie. Ons sit in 'n buitevertrek terwyl 'n tafel vir ons gedek is. Daar's die volle prys is betaal dat ek en jy kan deel hê aan sy tafel en dit wat hy vir ons wil gee. Ons kan deel hê aan die fees en party van ons sit en wonder, kan ek na die fees toe kom? En ek het nie daai selfvertroue nie. Jeremia 17 beskryf hierdie profeet iets baie mooi in Jeremia 17 vers 7 en 8. Hy sê, maar gelukkig is die mense wat op die Here vertrou en hulle verwagting in hom stel. Hulle is soos bome wat langs riviere staan, hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie, hulle blare bly groen, lang maande van droogte pla hulle nie, hulle hou nie op om vrugte te dra nie. Ek kan eintlik 'n hele dag net oor hierdie stuk met jou deel wat in my hart wakker geword. Ware vertroue op die Here gaan nie oor prestasie nie, maar uit vertroue op God.
Ware vreugde en selfvertroue kom nie uit hierdie ding van ek moet die vrug lewer. Nee, ek is diep gewortel in die Here. Die lewe gebeur om my, die lewe gebeur binne in my, die lewe gebeur op my tafel. Ek sien die goed wat rondom my plaasvind, maar my vertroue bly in die Here. En as ons op ons lewensweg kan oefen om altyd in alles op die Here te vertrou, kan ek en jy weer vreugde beleef. Die Here wil hê ons tafels moet lig wees. Sy las is lig. Hy kom nie om swaarigheid op ons lewens te lê nie. Nou weet jy wat is die toegang tot ondankbaarheid en onvergenoegdheid is vergelyking. En dis ons probleem wat ons baie keer het. Ek het nou die dag een van daai reels gesien waar 'n ou sê ek het gekom om uit te vind wat het jy op jou tafel en toe het jy gekyk wat ek nie het nie en dit vergelyk en dit steel die joy. Dis hartseer. Daarom dan sê Galasiërs 6, moet julle almal eerder julle eie gedrag toets. Dan kan julle op julle self trots wees sonder om met iemand anders te vergelyk. Ons weet tog, almal sal oor hulle self verantwoording moet doen. Vergelyking steel jou identiteit en jou fokus. Vergelyking maak dat ek dink ek moet soos iemand wees en dan is ek nie tevrede wat op my tafel is nie. Dan is ek nie tevrede wat in my lewe is nie. Dan is ek ondankbaar en dan kom al shame en al die ander dinge in my lewe in. En my fokus is, ek moet fokus op wat ek het, op waarmee ek besig is, op wat God in my lewe mee besig is. As ons die energie daarin kan plaas, eerder as om te vergelyk met wat ander mense is en wat hulle doen, dink net hoeveel vreugde gaan ons in ons eie lewens weer kan ontdek. Ek en jy is verantwoordelik vir ons eie lewe, ons eie roeping, en niemand anders se nie. Ek gaan dit herhaal. Ek en jy is verantwoordelik vir ons eie lewe en ons eie roeping en nie om andersin te maak werk nie. Kom ons haal daai vergelyking van ons tafel af. Een wat baie maklik inkruip en wat inkruip reg deur ons samelewing is angs. Ons staan bekend as die angstige generasie. Mense is opgewerk en kan nie meer leef met die lewe nie. Ek kry jong mense wat basiese goed in hulle lewens moet kan deurgaan, wat dit nie kan doen nie, want angs oorheers hulle denke. Weet jy wanneer vat angs ons? Wanneer ons kyk na ons lewenstafel en ons beskou alles as te groot en te veel en ons neem net goed by en ons pak net hierdie swaarigheid van bekommernis op ons tafel en van veroordeling en shame op ons tafel. Ek dink wat ons werklik waar moet ontdek weer is dat God regtig God is. Dat hy groter is as alles. Dat hy gesê het, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Met ander woorde, dit wat die tafel van die lewe na my kant toe bring, kan nooit groter wees as wat God kan hanteer in en deur my nie. Paulus skryf aan die Filippense in Filippense 4 vers 6 en 7 skryf, hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Nou ek sukkel met hierdie ene, want ek kan ook maar lekker bekommer oor baie goed wat in my lewe aangaan. Maar hoor wat is die antwoord op bekommernis? Bekommernis gaan jou pad langs kom. Jy's 'n normale mens wat wil weet, wat gebeur volgende en waarheen en wat, en dan sit, maar bid oor alles. Weet jy dat, as ek en jy gaan oefen om oor die tafel van ons lewens elke dag te bid oor alles, te sê, Here, dis nie onbenullig in u oë dat ek met u praat oor wat is my volgende tree hier, wat is dit? En dan kry ek daai wysheid om goeie besluite te neem. Hoor wat sê hy vir ons? Hy sê, vra alles, en ek wens ek kan dit vir jou in jou Bybel onderstreep, Filippense 4 vers 6. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom dank vir alles wat hy doen. Sien jy wat gebeur? Daai balans kom in ons menswees in. Daai balans kom in ons verhouding met God en in ons lewenspad in van, ek vertrou die Here, maar ek is dankbaar. Ek vertrou die Here en ek vra hom alles, en as dit onbenullig is, sal sy Heilige Gees my lei om reg te bid. Maar ek het daai balans van vra en dankbaar wees. Weet wat doen dit aan jou lewenstafel?
Dit maak jou lewenstafel vir jou toeganklik en dit maak die fees van die lewe weer vir jou mooi. Hy sê, as jy so bid, sal jy vrede beleef. As jy so bid met daai vrae en dankbaarheid, sal jy beleef dat die Here by jou is. En hy sê, en hierdie vrede is wonderliker as wat 'n mens ooit kan dink. Die ou vertaling praat van dit gaan jou verstand te bowe. Ek en jy het nodig om weer daai vrede in ons lewens te kry. Terug na wat Jeremia gesê het. Ons sal dan soos 'n boom wees wat vrug dra in die moeilike tyd. Ons kan droogte tye beleef. Ons kan swaar kry tye beleef. Ons weet een ding vas en seker, die Here is by ons. Weet jy wat doen angs? Hy jaag jou uit jou hede uit. Angs steel. Maar weet jy wat doen gebed? Gebed bring vrede. Weet jy wat is gebed? Is nie 'n rympie wat jy bid nie. Dis 'n vertroue gesprek met jou hemelse Vader. Maak jou tafel skoon. Laaste punt, en dan gaan ek afsluit. Hou op om te besig te wees. Julle ken die storie van Maria, het aan Jesus se voete gesit en luister na wat hy leer, en Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. En dan sê sy, dis onregverdig, Here, dat sy by u voete sit, en dan sê die Here, sy kies reg. Kom ons kies reg. Kom ons kies reg om na sy woorde te luister, om ag te slaan op wat die Here vir ons sê. Dis 'n wilsbesluit. Daar's soveel keer in Dani se wandel en in die bediening en saamstap met mense waar ek moet oefen om nie besig te wees nie, maar ag te slaan op wat die Here vir my wil sê. Want weet jy wat doen dit? Dit bring vreugde. Hy sê, daar is net een ding, sê hy vir Martha. Hy sê, en Maria het dit ontdek, en ek gaan dit nie van haar wegneem nie, dit is om besorg te wees oor wat ek vir jou sê. Wat ek vir jou wil doen. En dan sit ons. En ek wil jou uitdaag, want dit is 'n beginsel wat ek leer tans in my lewe. Sit eers en dien later. Sit eers en kyk na jou tafel. Kyk wat is op jou tafel. Kyk waarmee jy besig. Kyk wat oorweldig. Kyk wat maak toe. En sê, Here, ek wil my tafel skoon maak. Ligter maak. Ek het u nodig deur u Gees. En die Here help ons dan daarin. Kom ons gee ons bekommernisse oor aan die Here. Kom ons vertrou op hom om ons te help om goeie insig in ons lewens te kry. En dan eindig ons by Jeremia 17 vers 7. Hy sê, gelukkig is die mense wat op die Here vertrou en hulle verwagting op hom stel. My verwagting kan nie wees wat almal na die tafel vir my bring nie. My vertroue is op die Here dat ek die regte goed na my eie tafel toe sal vat. Dat ek gesonde grense sal inbring, gesond dinge sal afval van my tafel af, gesond sal bid en net sê, Here, help my in my onbeholpenheid om my lewenstafel reg te dek, sodat ek weer die vreugde in die lewe kan vind. Want dis die boodskap vandag. Die lewe is eintlik 'n fees. Die lewe is mooi en die Here wil hom saam met ek en jou stap en ons help om die vreugde daarvan in ons lewens te dek. Kom ek en jy vertrou die Here sodat ons lig aan ons tafel van ons lewens kan sit. Dat ons vry kan lewe en dat ons weer sy teenwoordigheid wat daar is, regtig kan geniet. Mag die Here jou help om die tafel van jou lewe skoon te maak, sodat sy waarheid, sy wil op jou tafel gedek kan word. Amen. Here, ons as mens sukkel. Ons stoei met hierdie ding. Ons hoor dit so baie, ons hoor ons moet rus, ons hoor ons moet skande laat gaan, ons hoor al hierdie dinge, ons weet ons kan bid, en dan bid ons nie. En partykeer bid ons, maar ons het geen verwagting dat U wil lewe gee nie. Al wat ons vandag kan doen in nederigheid is kan sê, ons het U nodig om ons te help met die tafel van ons lewens. Help ons om dit skoon te maak. Help ons om dinge weg te skuif. Help ons om dit wat U vir ons wil gee op ons tafel te plaas en daaruit te begin lewe. Help ons om weer die fees
van die lewe te ontdek. Ek bid vir hulle wat swaar kry. Ek bid vir hulle wat vandag na hierdie boodskap luister. Wat sê ek sukkel met die tafel van my lewe. Ek bid dat U ons sal help om die fokus reg te kry. In Jesus naam. Amen. Ritmeerders, kom ons gaan dek die tafels van ons lewens. Kom ons vat verantwoordelikheid vir ons eie lewenstafel, sodat ons die fees van die lewe saam met God kan geniet. Amen. Wat 'n voorreg dat Johan en ek vanaand ook saam by hierdie afsluiting van hierdie boodskap kan gesels. Vanaand se boodskap was opbouend en kragtig, dit was die Here se woord. En dankie vir elke stukkie ondersteuning wat jy vir ons gee. Dis vir ons 'n motivering, dis vir ons 'n inspirasie om aan te hou en nogmaals aan te hou om die Here se woord vir jou te bring. Dankie vir jou finansiële betrokkenheid, dankie dat jy ook jou beursie oopmaak. Op daai manier jou hart ook vir ons wys om hierdie prakties moontlik te maak. Ja, en die woord is nie net vir kyk nie, die woord is vir doen. En een van die maniere hoe is dat ek ook 'n verspreider, 'n woordverspreider, 'n goeie nuusverspreider word. Gee asseblief hierdie boodskap verder aan. En dan van my en Stefan se kant, albei van Ritme se kant, 'n wonderlike week vir jou verder.